jare is, dan gaan hulle my van in en uit ken. As jy bly is vanaand so 'n bietjie in die huis van die Here. Ek hoor die voorste gedeelte, maar ek hoor die agterste gedeelte nie. As jy bly is in die huis van die Here, baie net jou hand so. Sê Here, wat 'n voorreg het ons. Ag, ek wonder as u net, as jou vrou langs jou sit, of daar sit 'n vriend of 'n vriendin, vat net mekaar se hande so en sê, ek is so bly, jy is saam met my in die huis van die Here. Want dis broederskap, dis die belangrikheid waarmee ons besig is. Ek het gevra en ek glo sal dit vir my vergun dat ons nie vanaand sal getuienis het nie, want ek het so 'n bietjie van 'n dis meer 'n tipe van 'n lering as wat dit 'n preek is oor die onderwerp hoekom kerk. Baie mense dink dat kerk is irrelevant in die tyd waarin ons is. Hulle glo ag nee, wat ek het hierdie jare gehoor, hulle sê, jy kan die Here net by die huis net so goed doen. Nou, ek sal onthou, jare terug, dis so 'n bietjie getuienis in ons eie lewensverhaal het. Wie van julle kan onthou, daar was 'n kanaal op televisie, Bob TV. Dit was Baputa Tswana TV gewees. Nou, die lekker van Baputa Tswana TV, gewoon Bob TV gewees, Sondag het hulle Jimmy Swaggart uitgesaai. En toe maak ek het my verskoning gesê, ag nee, want ek luister na oom Jimmy. Daar op 'n Sondagmôre, en dan luister ek na hom daar in die huis en goed en dit. Maar weet jy wat het gebeur? Nie lank daarna nie, toe saai hulle WWE wrestling direk na oom Jimmy uit. Ja. En toe is die preek en alles wat ek geleer het is by die deur uit. En my vrou het jare met my gesukkel. En dit, want ek wil vir jou sê, toe is my hele lewe deur mekaar met al die onstuimigheid van die dinge goed. Jy sien die belangrikheid van kerk, in COVID het ons die woord gehoor, essensieel. Ons het dit baie gehoor. Het hulle gepraat van essensiële werkers en sekere goed was essensieel en dit was belangrik. En ek wil vir u sê, as daar iets is wat ek in COVID al hoe meer en meer besef het, was dit die volgende. Kerk is nie opsioneel nie. Kerk is essensieel. Dis verskriklik belangrik dat ons as kinders van die Here sal weet dat kerk is nie hierdie gebou nie. Hierdie is net die gebou en hy behoort aan 'n denominasie genaamd Lede in Christus Kerk. Maar kerk is die wat vanaand hier binne sit. Want dit maak die kerk. Jy kan die mooiste gebou het, as jy nie mense het nie, het jy nie kerk nie. Want mense maak die kerk. En dis vanaand vir my van baie groot belang, en ekskuus as ek so 'n bietjie van die moderne tegnologie het en ek het hom vragies gaan afsit. Ek sal hom nou weer aansit. Ek gaan die vraag saam met my te volg, Matteus 16 vers 13 tot 18. Baie besonderse gedeelte, dit is sommer nie op die bord ook, jy kan dit saam met my lees, as jy wil, ek glo jy kan daar sien, as jy nie het nie, dan kan jy die Bybel uit dan saam met my lees, maar hierdie gedeelte praat baie duidelik, ek gaan my verskoon as ek hier onder staan, want ek hou daarvan, dis net so makliker, ek het gewoonlik die gereedskap om het so 'n bietjie makliker te maak vir die man daar agter, maar ek sien Lennart is nie bang nie, en hy help my met hierdie goed, baie dankie Lennart, lees saam met my. En toe Jesus in die streke van Caesarea Filippi kom vir sy disippels en sê, wie sê die mens dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, sommige Elia, ander Jeremia, of een van die profete, maar hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het aan jou nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou, kerk is nie deur 'n mens gestig nie. Kerk is deur Jesus daar gestel. Daarom is dit die eerste belangrike feit is, kerk is 'n opdrag van Jesus. Net soos wat nagmaal 'n opdrag was. Net soos wat die doop 'n opdrag was. Toe sê hy,
Jy sal wees en ek sal my gemeente op jou bou, Petrus, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En as jy mooi gaan kyk en jy gaan lees Johannes hoofstuk 1, ek wil nie baie lank daarby stil staan, dan kom jy agter dat die woord van die Here, Jesus self, die Seun van God, is daar om die duister te oorweldig. En die kerk is deur hom gestig om die duisternis te oorweldig. Nie die duisternis die kerk nie. Wie van julle het die jare al gehoor, die mense is so geneig om die wêreld in die kerk in te bring. Dit beteken nie, jy bring 'n sondaar kerk toe en die Here red sy siel nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Maar dis wanneer die kerk soos die wêreld begin dink, soos die wêreld begin praat. Ek het eendag in 'n gemeente staan ons het ons by die deur uitstap. Toe kry ek dit oom, daar die inlede Christus kerk. Staan ek by die deur en toe ek so kyk, hier staan 'n man en 'n vrou, stel ek dis 'n gered op. En voor ek my kan kry, skus vir hierdie terme, sê ek vir hulle, wat die hel dink julle doen julle? Ek was so geskok, ek kon dit nie glo nie. Ek of ek weet nie wat dit van daai twee sigarette geword of hulle dit gesluk het en of hulle dit uitgespoeg het of dit op die dak gegooi het nie, maar dit is weg. En daai aand toe sê ek vir hulle, hierdie is die huis van God. En ons sal hom nie besoel nie. Ek was baie ernstig en ek was baie daaroor gewees. En tot vanaand toe voel ek nog steeds dieselfde daaroor. Amen. Jy bring nie sonde in die kerk nie. Jy bring die sondaar kerk toe. Jy bring nie die wêreld buite kerk toe nie. Jy bring die mens kerk toe. En dis so belangrik dat die kerk nooit die programme van die wêreld gaan volg nie. En ek het dit vanmôre so 'n bietjie aangehaal. Ons moet die leiding van die Heilige Gees volg. Jy kan vir my die volgende een opsit. Deur hierdie gedeelte kom Jesus en hy openbaar aan Petrus openbaar die Gees wat die identiteit van Jesus is. Jesus verklaar ook dat hy op hierdie openbaring sy kerk gaan bou. Die kerk wat die duisternis sal oorwin. Die kerk hier verwys na mense nie. Hy verwys nie na gebou nie, hy verwys na die mens. Hy het hier met Petrus, hy het met 'n persoon gepraat. En as ons tog vandag gaan kyk, dan kom jy agter dat Petrus was die vader van die Pinksterkerk. Paulus was natuurlik die vader van die heidense gemeentes. Hy het dit uitgevat, maar dit het begin by 'n eenvoudige visserman. Weet jy hoekom? Omdat die Gees, luister mooi, van God aan hom 'n openbaring gegee was oor wie Jesus was. Ten spyte van al die disippels van die Here, hierdie eenvoudige visserman, en hy sê, vir jou gaan ek gebruik, vir jou gaan ek ophou, dankie Len. Hoekom bestaan die kerk nog? En as ek vanaand gaan vra, hoekom die kerk nog bestaan, sal ek baie antwoorde kry. En van dit sal wees, omdat ons dit die samesyn van die Heiliges is, en ons moet by mekaar kom, en ons moet saam die Here aanbid, en al die wonderlike goed in dit. En ek gaan so 'n bietjie vir u stil staan vanaand, en ons gaan net so vir 'n geruime tyd gou gesels oor dit. Dankie Len. Eerstens is vir vriendskap. Nou hierso moet jy nou baie mooi kyk. Hy praat nie hier van pelle nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat nie hier van 'n vriendskap waaroor dit gaan sê, ag nee, wat ons gaan nou saam vleis braai en ons gaan nou saam party hou en dan gaan ons lekker saam kuier en dan gaan ons dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat hier van 'n goddelike vriendskap, die beste plek om 'n ware vriend te soek moet in die kerk wees. Ongelukkig wil ek vir u sê, dit is nie meer so vandag nie. Skens. Ek het dit deur die jare gesien hoeveel kerksmense met mekaar wil besigheid doen. Dan misluk dit en dan moet die pastoor die kastanjes en die vuur klap en die moeilikheid regmaak. Die kerk, die broers wat saam met jou hier is deur God bepaal om jou vriende te wees. En een en elkeen van ons wat vanaand hier sit, moet 'n vriend van mekaar word. En kom ek gaan nou as ons stil staan, gaan vir my na die volgende een toe, dankie Len. Hoe lyk hierdie vriende? Eerstens is, hulle dra mekaar se belange op die hart. Okay? Hulle gee om vir mekaar. Hulle is lief vir mekaar. Die tweede is, hulle ondersteun mekaar deur dik en dun, nie dik en dun. Deur moeilike tye en deur goeie tye. Daar's 'n afsydigheid wat die kerkewêreld getref het. En die mens is geneig om afsydig te wees en elkeen gaan sit in sy eie hoekie.
In my hoekie is die veilige plek. En dan sê ons, nee wat, ek is veilig hier, ek gaan nie iemand hier toelaat nie. Ek wil vir u sê, dat is 'n skrif wat sê, jy mag nie die drempel van jou broer se huis deurtrap nie. Dis nie hier wat hy van praat nie. Om te gee vir mekaar. Wanneer jy praat in kerkverband, beteken, ek sak vanaand op my knieë langs my bed, en ek dra my broer Gert se situasie, of sy versoek op na die Here toe. En as hy my niks gesê het nie, en die Here lê sy naam op my hart, dan dra ek hom na die Here toe. En dan is moontlik pastoor Christo vir my vertel van sy situasie, en dan dra ek ook sy situasie na die Here toe. Maar, ek is dan ook die persoon wat ons skakel, van tyd tot tyd, en ons sê my pastoor Christo, hoe gaan dit nou met jou? Amen. Dit gaan goed met my. Baie mense sê dit en verwag dit en hoor wat ek vir die sê vanaf, dis die predikant se werk om dit te doen. Jy moet die Bybel mooi gaan lees. Dis almal se werk om dit te doen. Maar jy moet ook mooi hoor hierson, begin mooi hoor. Die kerk het geleer om mekaar te bel. En dan praat hulle alles oor hoe gaan dit met jou. Hulle kuier met mekaar en vind maar min uit oor mekaar. Maar hulle kan so maklik oor mekaar praat. Dit is so maklik. Kyk vandaan, ek wil vir julle sê, ek is 'n totale oop boekie, jy sal ons leer ken. Ek is daai tipe persoon, as iets verkeerd gaan daar agter en ek word rooi, dan moet jy weet ek sien iets wat nie reg is nie. En as ek dalk miskien hastig optree en ek vinnig vir hierdie jongen sê, hoor, dan gaan ek môre na hom toe kom en ek gaan met hom bely, want ek is 'n man met foute, maar hulle ook hoor. Amen. En ons moet kan hande vat. Ons moet kan sê, ek ondersteun my broer en my suster. Ek wil vir u sê, weet ook dat God het nie ons bepaal om mekaar se sakke leeg te tap nie. Hou gou mooi hoor wat ek sê vandag. Ek praat 'n baie ernstige boodskap hier vandag. Frikkie is nie my broer, omdat ek wil kyk wat ek uit sy sak uit kan vat nie. Broer Gerard en suster Kern is nie my visie om te kyk wat ek kan wen by hulle nie. Hulle is my broer en my suster, en ek moet hulle deurdekkend en dra. As ons die rol so bietjie kan draai vanaand en sê, kom ons vat mekaar weer in die gees, en ons bou mekaar op. Die wêreld vandag, is van so aard dat almal wil kyk wat kan hulle wen uit die wêreld uit. Die kinders van die Here is daar, om nie te sê wat kan ek wen nie, maar wat kan ek gee. Die volgende punt, hulle is die oorsaak, gaan net gou my teruglê, sorry my. Hulle is die oorsaak dat mense, hoe lyk ware vriende? Hulle is nie die oorsaak dat mense die Here verlaat nie. Ek het 'n broer in my gemeente gehad, in een van my gemeentes, en hy bel my, ek het 'n dierbare oomie gehad. Ek het die ander môre van hom gepraat, wat vir my soos 'n geestelike vader was. Maar op 'n tyd was die oom baie kwaad van my. En hy het by iemand gekom en het iets gesê van my, en die man bel my, sê my pastoor, ek wil jou gou iets vertel wat daai oom van jou gesê het. Ek sal nooit vergeet, ek staan in my karavaan, ek is besig om reg te maak vir 'n konferensie. Ek sê vir hom, broer, ek wil nie hoor nie. Hy sê my, pastoor, dis slegte goed. Ek sê, luister my broer, ek stel nie belang nie. Ek wil nie hoor nie. Toe sê hy, maar, hy het jou verkleineer. Ek sê, daar het jy klaar te veel gepraat. Ek stel nie belang om te hoor wat jy sê nie. Ek sê, as die oom werklik die Here dien, sal hy besin in wat hy gedoen het en hy sal sy saak kom regmaak. Ek sê, maar jy gaan my nie besoedel teen daai oom nie. En die oom het agterna gekom en hy het sy hart reggemaak. En ons het saam deur die Here gedien en ons het baie goeie tye saam gestap. En daai broer was so kwaad vir my. Hy het my kerk net daar bedank. God bless you. Jammer. As ek baie kan klink teenoor, want die Here het nie plek vir 'n skindertong onder sy kinders nie. Die Here het nie plek in sy kerk vir mense wat mekaar se foute teen hulle gooi en mekaar wil seermaak nie. Nee, ek wil vir u vandag sê in alle erns, luister baie mooi, ware vriende is nie iemand wat die oorsaak is dat 'n ander persoon God nie meer wil dien nie. Hy maak 'n punt daarvan om iemand op te lig en om op te bou. Die volgende punt sê, hulle moedig mekaar aan tot 'n dieper verhouding met die Here. 'n Ware vriend gaan nie vir jou sê, kom ons gaan drink 'n dop nie.
Hey, jy is opreg in die oor. 'n ware vriend is nie die ou wat jou gaan weglok van die Here af nie. 'n ware vriend, 'n ware kind van, ek kan net jou iets vertel. Ek het 'n pastoor se seun weggelok kroeg toe, jare terug. Ek het nie die Here gedien daai tyd, ek weet nie hoe om dit ook nie. Jare later, toe moes ek maar net my hart en my besak regmaak, want ek was verkeerd gewees. 'n ware vriend is nie die oorsaak dat sy broer val nie. 'n ware vriend is iemand wat sy broer by die hand vat en sê, kom ek vat jou na hoër hoogtes. Pastoor Michael Erasmus het my eendag iets gesê, wat soveel woorde met my gepraat het. Toe sê hy, baie keer sal 'n leier in jou kerk misluk. Moet hom nie trap nie. Lig hom op. Amen. Lig hom op. Een iets wat hy baie duidelik oor was, het hy net hierdie woorde gesê, toe sê, maar iemand wat nie jou visie deel nie, hulle bring divisie. Laat hom gaan. Laat hom gaan. Maar jou broer, jou suster lig jy op. Ons spoor mekaar aan. Soos jy sien jou boetie raak stadig en hy wil nie lekker, Sondagmôre wil hy nie lekker kom nie. Ek vang jy 'n beker water, hy gooi hom nat en jy sê van luister, sien jou kerk toe gaan nie, dan sit ek vir oupa op jou. Okay. Ons moedig mekaar aan. Ons bou mekaar op. Ek het soveel jare, hierdie jare het ek gesien, as sê mense, ja, die pastoor bel my nie, en dan kom 'n broer by my en sê vir my, pastoor, waar's daai? En dan sê ek, sê jy vir my, waar's daai ou? Dan sê maar, pastoor, jy moet hom bel, dan sê ek, maar ek het hom al gebel, maar jy hom al gebel. Moenie so stil raak hierso nie, moenie so stil raak nie. Ek weet ek het backup hierso. Ek weet ek het backup hierso. Jy moet jou broer aanmoedig. Jy moet jou broer aanmoedig. Dankie Len, nou gaan ons die volgende een doen. 'n vriend, sê Spreuke 17:17, ek het op die ou vertaling en die nuwe lewende vertaling vir u. Die vriend het altyd lief. En die broer word gebore met die oog op die nood. Nou, ook mooi. Hy praat hier van 'n vriend en hy praat van 'n broer. 'n vriend het altyd lief. Nou gaan ek vir jou vanaand iets sê. Liefde is nie 'n gevoel nie. Verliefdheid is 'n gevoel. Liefde is 'n keuse. Jy sien, ek en my vrou is bykans 40 jaar getroud. Sy het gekies om hierdie ou ding lief te hê. Daar was 'n tyd toe ek verlief was en sy verlief was. Nou is ons net lief. Ons maak 'n keuse. En dit sê ek vir u, as jy in die eerste 10 jaar van ons verhouding gestaan het, dan sou jy vir haar gesê, wat maak jy met daai duiwel? En die Here het haar in haar hart gewerk om 'n keuse te maak. Vir wie? Sy lief. En ek dank die Here daarvoor. Ek dank die Here vir. Hoor wat sê die nuwe lewende vertaling. Op 'n vriend se lojaliteit kan jy reken. Jou broer is gebore om jou te help wanneer daar probleme is. Hierdie twee stap so hand in hand met mekaar. 'n ware vriend is ook jou broer. En ek gaan nou vir jou sê, wat het Jesus gesê oor familie, hoor? 'n ware vriend is die man wat lojaal is teenoor jou. Dis nie daai man wat net wag om jy uit te snap vir jou te sê, hoor eens, ek moet jou gou iets vertel van Pietie nie. Ek wil vir u sê, ek het hierdie jare sê, ek het al vir mense, vir jong mense, 'n ware vriend is 'n ou as hy hier uitstap, sal hy jou rug toemaak. Dit maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. Maar 'n ware broer is ook die een wanneer jy in die nood sit, gaan hy nie vir jou sê, ag, suffer maar lekker nie, kry maar lekker swaar nie. Weet jy dat ons het, ekskuus dat ek dit sê, maar ons as kerk, as die breek kerk, as kinders van die Here, het begin om net so blind te raak soos die wêreld. Yes, amen. Ons verkies om nie meer die behoeftes van ons mense raak te sien nie. En die behoefte gaan nie altyd net oor die klere en oor die maagie wat moet kos kry en die petrol in die kar en die kontant in die beursie nie.
Die behoefte gaan baie keer ook om 'n broer op te lig en te sê, my Boeta, ek kom agter jy staan in die woestyn. Ek kom agter jy staan op 'n dorre plekkie en jy is baie onseker van jouself. Kom ek vat jou hand. Kom ek stap saam met jou hierdie oomblik van woestynpad. Kom ek stap saam met jou in hierdie seisoen van bittere koue en van droogte en ons stap deur tot ons jou weer op die plekkie kry waar jy 'n oes kan geniet. Dis 'n vriend. 'n ware vriend van God. Hoor wat sê Spreuke 18:24. 'n man het baie wat met baie vriende word gereuneer. Nou, staan gou stil. Ek kan onthou in die jare toe ek al die dop en al die vleis gegee het ek baie vriende gehad. Maar die dag toe ek en my vrou sê nou en die familie, hulle het gekuier, my broer. Maar die dag 30 jaar terug toe ek en hierdie vrou besluit, ons gaan die Here dien en ons vat die Here vas, toe ons niemand nie. 'n man met baie vriende word gereuneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Ek is lief vir my boetie, my bloedbroer. Ons kom sien mekaar min, maar ek is lief vir hom. En as hy in die nood is, gaan ek my inspring. Maar 'n ware vriend van God is sterker as 'n broer. Hy sal deur die storms gaan om sy broer op te bou, sy suster op te bou. Dankie Len. Ware vriende, haal nie 'n kool in die vuur uit nie, want as jy 'n kool in die vuur uit haal, hou hy vinnig op met brand. As ek as 'n ware vriend van 'n kind van die Here iemand uit die kool uittrek, uit die vuur uittrek, gaan dit nie werk nie. 'n ware vriend sit sy mense terug in die vuur. Ek het so 'n ou tannie gehad, 'n tannie Beatrice, jare terug. Kom sak sy eendag voor my neer, terwyl my vrou van die kerk af bring, sy sak op pad neer voor my neer. In my huis, in Oendalsrus. Sy sê, Gertjie, die koeltjie lê buite die vuur. Sy sê, en as die koeltjie buite die vuur lê, gaan hy doodgaan, Gert. Sy sê, maar vanmôre is ek hier, want die Here het my gesê, ek moet die koeltjie terugkrap in die vuur in. Want dis al waar die koeltjie gaan aanhou brand. Dis 'n vriend. Hy steep om my, trek om nader. 'n ware vriend is ook nie 'n ou wat alles wat jy gaan doen met jou saamstem nie. Hy gaan vir jou sê jy's verkeerd, maar hy gaan jou ook sê, maar kom ek vat jou na 'n ware plek. Die kerk moet die vuur wees waarin die kole brand. Ons is die mense wat brandend moet wees. Ons moet seker wees, daar's nie 'n koeltjie wat buite die vuur lê nie. En ons moet hom terugbring. En as hy uitgaan, gaan ons agterkom, hy gaan verkoop, want dit is so. Ons praat van backsliders. Teruggevallenes. Ek wil vir u sê, enige teruggevallene sal erken dat die Here leef, want hy ken God. Geheim is trek hom terug in die vuur. Bring hom terug in die vuur. Dit is die kerk se werk om die vuur warm te hou met 'n Christus gesindheid. As jy Filippense gaan lees en sê hierdie gesindheid, ek het aangehaal die môre met my intrede in die Amplified sê, this attitude, you must have this attitude, dieselfde gesindheid wat in Jesus Christus was. En ek wil vir u sê, jy kan maar gaan kyk, selfs met sy kruisiging het Jesus niemand verstoot nie, hy het almal nader getrek, dankie Len. Dit bied 'n familie. Die God wat ons dien is 'n familie, God. En dit is so belangrik om te hou. Hy wil die verwerpte en die eensame in 'n familie sit waar hulle liefde kan ontvang en kan leer om lief te hê. U sal sien deur die jare, dan kry jy mense, hulle kom in die kerk en hulle lyk maar bietjie verwaarloosd. Hulle lyk maar 'n bietjie sleg. En dan kry jy die mense, ekskuus dat ek dit so sê, maar laat ek nou al reguit met u praat, so hier in die begin van my vertrek hier in Rodepoort, dan kry jy die kinders van die Here stap verby. Jy weet, vir sy in die kant om sê, ja, jy gaan ryk hoe ryk daai ou. I love it. When there's a stinker in church, I love it. Hy moet die oomies en die tannies wat van lekker ryk hou kwaad maak. Want weet jy hoekom? Hy stink nou van sonde.
Maar môre, dan sê hy heerlike geur in die troonsale van God. Môre, dan veroorsaak hy dat daar 'n lieflike geur in die harte van mense inkom en goed. En ek wil vandag vir u sê, maak jou hart oop, word 'n familie. God se kerk moet 'n familie wees. En luister, in my familie is daar nie perfekte ouens nie. In my familie is daar mense met tekortkominge, waarvan ek een van hulle is wat dit het. Maar wat maak jy? Ek het nou gesien, net na ons konferensie het ons die Sondag staan ons daar, Broer Gerrit is 'n kerel, was met ons in gesprek, en die volgende oomblik kom pastoor Jacques se vrou ingehardloop en sy sê, jou sussie het gebel. Jou sussie, hulle was in 'n geweldige groot motorongeluk. Vir etlike jare was daar 'n verwydering tussen van ons kinders gewees. Maar toe ek by Welderberg wegkry, ek kom by Montana, Netcare, toe staan die hele familie weer daar. Ons lyk nie dieselfde nie. Ons trek anderster aan. Ons praat anderster, maar dit is my familie. Daai dag toe ek by my swaar se bed gaan staan, en hy vat my hand, hy sê, Boeta, is dit hoe ek my einde tegemoet gaan, staan my boet langs my, wat ek baie lanklaas mee teruglaas gekry en gesels het. Toe staan hy langs my en hy breek op en ek gryp hom om die nek. Ek sê, Boet, nou moet ons bid. Nou moet ons bid. En ek wil vir u sê, net so in die kerk van God, net so, die Here het sy kerk bestem as 'n familie, om mekaar te kan vat en te kan sê, ons is 'n familie. Hy wil nie mense verwerp. God verwag dat ons in eenheid sal wandel en groei in gesonde verhoudings. Toe hy ons as syne aangeneem het hy ons deel van sy familie gemaak. U sal sien dat ons kerk se naam is Lede in Christus Horison Gesinskerk. En dis 'n belydenis wat sê ons is 'n familie. Hier sit vanaand mense uit verskeie oorde, uit verskillende kerkagtergronde in hierdie gebou vanaand. Maar ons is 'n familie. En ons moet 'n familie bly. Dis hoekom kerk nog so relevant is in ons tyd. Die mense daar buite het 'n familie nodig. En ons as kerk moet die familieband skep. Ons moet die ruimte skep vir 'n familie. Dankie Len. Efesiërs 2:19. Soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dis Paulus se woorde aan die Efesiërs. Hy sê mense, julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Ons was vreemdelinge, ons was onheiliges, ons was sondaars, maar die Here het ons almal se siel gered. En nou sê Paulus, hy sê julle is medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. We are family. Daar's 'n liedjie wat sê, we are heirs of the Father, joint heirs with the Son. We are children of His kingdom. We are family. We are one. My vrou sê vanmôre hier vir Broer Freek, sy maak 'n grap met hom, sy sê vir hom, maar jy en jou vrou is mos een. Dis haar manier, as sy iets gedoen wil hê, dan sê sy, vir ons gaan dit doen, en sê ek, wie is jou ons? Dan sê sy, ons is mos een. Maar dis ek wat die leer rondskyf, dis ek wat die boormasjien vat en alles, maar ons is een. Maar weet jy wat is lekker? As sy moet kos maak, dan is ons ook een. As ek by die koffiemaak storie kom, dan is ons ook een. Wat sê ons daarmee? Dis hoe ons as kinders van God moet reageer. Ons is 'n familie. Ons is 'n familie. Sê gou vir jou vrou, sê vir jou broer net daar naby jou, ons is 'n familie in die Here. Ons is 'n wonderlike familie in die Here. Kom ons kyk wat het Jesus vir sy familie gesê. Len, baie dankie. Hulle kom by Jesus en hulle sê, daar staan die moeder en die broers buite. En hulle wil graag met hom praat, maar hy antwoord en hy sê vir die een wat hom vertel, dis nou so half eie aan Jesus. Hy sê jy vir my, wie is my broers en susters? Wie is my familie? En hy kom net by die volgende vers en hy verklaar. Hy steek sy hand oor sy disippels uit. En hy sê, daar
is my moeder en my broers. Die volgende vers sê, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, die is my broer en suster en my moeder. Lekker, lekker. Wanneer ons in die wil van die Here staan, wanneer ons by mekaar, kyk ek en my poetie het lekker gefight toe ons in die huis was. Ek en my ouers, want dan ek het eendag met die broodmes rondgejaag. Want sy spot my oor my hond wat dood is. Toe sy kwaad vir haar. Ek moet nie noodloos om te sê, my maat my 'n klap van my lewe gegee daai dag. Maar ons het lekker gefight. Maar as jy nood staan ons saam. As dit druk, staan ons saam. Maar toe gee die Here my 'n nuwe familie. Dis my kerkfamilie. Met die genade van die Here het om Dani en Broer Christel vele gemeentes bedien. So hulle het 'n paar families, deel van 'n paar families. Maar ek wil vir jou sê, kom by 'n konferensie, dan moet jy daai ou gesigte weer. Dan kom jy agter, ons is nog steeds familie. In familie kry jy kry ons daai familie wat jy ook sê, ek wil hom eenmal 'n jaar op 'n foto sien en dan is dit genoeg. Het jy ook sulke familie? Het jy ook sulke familie? Okay, ons gaan nie praat oor hulle vanaand eers nie, reg? En in die kerk gaan jy agterkom. Jy gaan nie met almal dieselfde pad stap nie. Maar deur God, in God en tot God is ons familie. En ons kan doen wat ons wil. Die een ou gaan orgel speel. En agter hom gaan 'n dogter staan met 'n tamboerijn. En daar agter die bank gaan 'n oomie sit wat vals sing. Nie na by die noot wat hierdie man hier speel nie. Ons het daar in die Kaap 'n man gehad, ou Marius. Sy bynaam was Makkie. Makkie was so 'n bietjie verstandelik gestremd. Makkie het 'n baie mooi stem gehad, as hy die môre op noot gesing het. Maar dan kry jy party Sondagmôre, dan's Makkie emosioneel opgesweep, dan staan hy, dat hy so 'n manier gehad, hy trap so. En as Makkie so begin trap, dan sing hy op 'n toon, wat geen musikant by kan bykom nie. En hy staan heel voor in die kerk. En as hy by hom binnekom, dan gaan hy so laag as moontlik. Ek wil jou sê, hy brul amper hier om, uit sy keel uit. En ek wil jou sê, dan sien jy die mense in die kerk, kyk daar so van ergerlik rond. Die musikant, dan kyk van my enig gesê, my pastoor, jy moet hierdie jou stil maak, dus jy nooit sal ek hom stil maak nie. Toe sê ek, as jy oor hom val, beteken dit jy sing nie saam nie. Begin die Here verheerlik en los hy man uit. Tot ek al weg is, toe staan Marius nog steeds in die klap sy hand en hy stamp sy voet. Wat wil ek jou sê? In 'n familie gaan jy krankes kry, jy gaan gesondes kry. In 'n familie gaan jy geestelike versteurdes kry, jy gaan depressieleiers kry, maar jy gaan ook baie positiewe mense kry. En in 'n kerkverband is alles moontlik. Maar ons moet ons bewapen met die gedagte, ons is 'n familie. Dankie, Len. Die derde ding wat hy doen is hy bied vir ons 'n plek van aanbidding waar ons uiting kan gee. Dat vanmôre het ons nou lekker gespring, ons het lekker gedans en ons het die Here verheerlik en alles. Dis 'n plek waar ons uiting kan gee vir ons liefde en toewyding en verbintenis aan God. Maar dis ook 'n plek waar die ware, hoor mooi, waar die ware aanbidders van God, die Vader en Gees en waarheid sal aanbid. Nie net in die kerk nie, maar ook buitekant. So die kerk is ook daar van aanbidding om God te verheerlik. God is Gees. En die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid bedien. Daar's 'n gesegde wat sê, man, begin in die vlees en eindig in die gees. Ek is jammer, ek kan nie met dit saamstem nie. Kan nie. Want jy kan nie in die vlees begin en in die gees eindig nie. Jy moet in die gees wees. As jy in die vlees was, dan groei jy geestelik. Maar wanneer jy by die Here uitkom, jy begin hom aanbid, dan bid jy hom in gees en in waarheid. Dis nie my woorde gewees nie, as jy mooi gaan sien, sal jy sien, dis Jesus se woorde, wat baie duidelik, eintlik Johannes se woorde, daai wat hy daar gesê het, moet die Here in gees en in waarheid aanbid. Dis aanbiddingsplek. Dankie, Len. Ons almal is met een gees deurdronge. Hoor gou mooi. Wie van u wat hier sit, kan vanaand jou hand oplig en sê, ek is 'n wedergebore kind van God. Hier's 'n paar lyk my wat nie is die maar ons weet almal is.
Dis dieselfde Gees wat in my inwoon, wat vanaand in elkeen van hierdie gebou sit. En daarom sê ons is met een Gees deurdronge. En met een Gees sal ons bly. Hy sê, want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode, en as jy nou jou nuwe meer vertalende verklarings in jou studiebybels gaan lees, dan kom jy agter, hy sê, of ons Jode of Grieke is, die moderne vertaling sê, of ons gelowiges of ongelowiges is. Hy sê, ons is almal tot een doop gedoop in een liggaam. Slawe of vrymanne, ons is almal van een Gees deurdronge, so of ek nou van watter plek is. Dis dieselfde Gees wat in my woon in my buurman, wat moontlik by die AGS opbid. Dieselfde Gees wat in my woon vanaand in hierdie twee jong manne wat hier voorsit. Ek het niks meer as wat hulle het nie. Die voordeel daarvan is dat ook niks meer as wat ek het nie. Ons het dieselfde God, ons het dieselfde Gees, en ons moet dit onthou wanneer ons by mekaar kom, ons doen dit in een naam, in een saak. Dit is so belangrik. As die Here ons spaar, gaan ons volgende jaar so 'n bietjie praat oor sal ons ook praat oor die eenheidsopdrag wat so belangrik is vir die woord van die Here. Len, dankie. Die laaste punt wat ek by wil stil staan. Die kerk is nie net 'n plek om heilig te wees, lekker te sing, en soos wat vandat ons hier in Roodepoort gekom het, lekker eet nie. Dis nie waarvoor die kerk is nie. Die kerk van God is bedoel om 'n plek van evangelisasie en disipelskap te wees. Dank julle. Disipelskap begin om verlorenes te evangeliseer, want dis wat die disipels gedoen het. En ons wat vanaand in die kerk sit, en dis die mooi van 'n Sondag aand, want dis die ouens wat gewoonlik altyd hier is. Die belangrikheid is, dit gaan by ons begin. Ons moet weer begin werk aan die verlorenes. Ons moet weer vir iemand begin disipel. En disipel beteken mooi, om hom na die Here te bring, om hom te skool, om hom te lei. Kom ons gaan die volgende net voor ek te ver hardloop. Evangelisasie. Om ander te vertel van God se oplossing vir ons sonde. Want dis wat evangelisasie is. Jy bring 'n sondaar by Jesus uit. Jy vertel hom wie Jesus is. Jy bring hom by 'n plek van ontmoeting met Jesus uit. Dis die kerk. Dis hoekom kerk nog bestaan. Jy kry nie die sirkulêre wêreld daar buite, dat hy ou staan op en sê, ek gaan my besigheid verander in 'n evangelisasieprogram nie. Nee. Hy het 'n finansiële program wat hy bestuur, om sy besigheid na hoër sukses toe te vat. Maar in die kerk is die belangrikheid en die grootste en die mees belangrikste van alles is, elke lidmaat moet in die vermoë kan wees om te evangeliseer. Moet iemand na die Here toe kan lei. Kom ons gaan die volgende ding. Dankie. Disipelskap, om na verlorenes uit te reik, sterk fondasies in hulle lewe te lê, en om hulle te leer om uit te gaan en meer disipels te maak. Hoekom kerk? Want ons moet mense leer. Ons moet mense onderrig. Ons moet mense opbou. Ek weet nie van, ons het nou nog nie sulke groot partytjies hier gehad, soos wat hulle daar in die Kaap gehad het. En daar soos jy ons nou 'n party hou, en ons het altyd 'n groot gros mense en alles. Maar iets wat ek gesien het, is dat wanneer jy so 'n funksie hou, dan kry jy hierdie groep kuier by hierdie groep. En daardie groep kuier by daardie groep. Soort soek soort, dit hoort nie in die kerk van God nie. Punt. Dit hoort nie daar nie. Die hele geheim is, as daar 'n familietjie instap met 2 klein kindertjies, dan moet Gerard en hy sal gryp na hulle. En ek weet hulle doen dit, ek het dit gehoor. Hulle gryp na kinders. As daar mense met jong mense instap, dan moet Benjamin en Cecilia hardloop vir hulle. As daar 'n administrateur of administratiewe ou in die kerk instap, dan moet daar toe net spak vir hulle. Sy gaan hulle moet gebruik iewers. As daar 'n arm siel instap, ek sal nie vergeet nie. Ons sit een aand met 'n broodjie aand en ek praat van 'n bymekaarkoms van so om by 150, 200 mense die aand. En ek en my vrou stap in en ons vat vir ons 'n eetgoedjie. En daardie aand het ek 'n man en 'n vrou gesien
Hy is baie lief om op my Facebookblad baie keer comments te gee oor my. Ek voel baie keer baie goed as hy oor my praat. Maar weet jy, ek stap daai aand in en ek en my vrou vat ons bordjie, eet goed en ons stap reguit na hulle toe. En ons gaan sit by hulle. Terwyl ons praat, ons sê, pastoor, ons gaan jou en die suster nooi vir ete. En hulle laat op die gras onder hulle voete groei, daai maandag toe nooi ons vir ete. En ons sê, ek kan nie onthou of ons die woensdag, dit was die donderdag aand het ons by hulle gaan eet. Toe ons by hulle instap, toe stap ons in 'n karige bachelors woonstelletjie in. Hulle het 2 stoeltjies, ons het 2 stoeltjies en hier staan die dubbelbed. En daar is 'n klein tafeltjie. En hulle het uit hulle pad uit gegaan om vir ons 'n kookete daai aand te berei. En voor ons ry, toe sê pastoor, wil jou iets vertel. Hy sê, jy is die eerste pastoor wat by enige kerk by my en my vrou aan tafel kom sit het. Brand arme mense. Baie sieklik. Hulle het nie meer die vermoë om enige iets liggaamlik behoorlik te doen nie. Maar 'n familie stoot nie sulke mense weg nie. Skus, ek weet, is nou baie stil in die kerk. Ek dink ons almal leer lesse hieruit. So volgende keer as ons weer met iemand kuier en daar's 'n arm ou daar, los die pastoor uit. Hy het 'n vrou wat die hele week lank vir hom preek. En die hele week lank maak hy 'n preek by mekaar om vir die gemeente te preek. En jy gaan nog baie met hom kuier. En hy gaan nog baie vir jou preek. Maar gryp by jou siel. Sê, kom sit jy hier by my. Kom drink koffie saam met my. En ek beloof vir u, jy gaan agterkom dat die gees van die Here 'n ingryping gaan maak. Nie net in die kerk nie, maar ook in jou persoonlike lewe. Die woord van die Here sê, hy wat aan die arme gee, of dit jou tyd is, of dit jou geld is, of dit jou kos is, of dit jou petrol is, of dit jou kar is wat hom by die huis gaan haal. Hy sê, hy wat aan die arme gee, leen aan God. En weet jy wat het beteken om aan God te leen? Jou rente is ver bo kan die van die bank. Jou opbrengste wat jy gaan geniet, is baie groter. Dankie, ons gaan verder. Maak hulle gesond, genees hulle. Jesus klim in die skei en hy wil vaar en hy het die besetene gesond gemaak en hy sê terwyl hy in die skei klim, het die man wat van duiwels besete gewees het hom gesmeek om by hom aan te kan bly, maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar hy het vir hom gesê, gaan na jou huis toe, gaan na jou mense toe, vertel hulle wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartigheid bewys het. Jesus het hulle weggestuur van hom af. En ek stuur u vanmôre weg, vanaand weg, en sê, jy gaan met my koffie drink, en ek gaan met jou koffie drink, en ons gaan saam kuier. Maar maak 'n punt wanneer ons by mekaar kom, groet bietjie iemand wat jy nog nooit gegroet het nie. Gaan sê hallo vir iemand, wat nie so mooi kar soos jy ry nie. Kom jy so stil? Julle hou julle van hierdie boodskap. As jy nog saam met my waai net jou hand sê, ek like dit nie so. Ek dit nie so. Ons gaan nou, dis ons laaste Sondag aand. Nou het ons Desember maand, ons gaan lekker kerk op Sondag na Sondag na Sondag. Ons sal weer ou jaar in die nuwe jaar met ons Sondag aande begin. Maar ek wil vir u sê, daar's nou genoeg ruimte om jouself goed te doen, as jy Sondag aand niks het om te doen nie. Dink bietjie wanneer laas het jy net vir iemand gebid? Wanneer laas jy net vir iemand omgegee? Julle kan dit ook maar doen. Moenie waar die oupa en ouma is baie naby, hulle kyk goed na julle na hulle. Waar is julle jeugmaats? Ja. Waar is dit? Moontlik nie is jou jeugmaats nie, dan kan jy ouetjie by die skool wat jou so 'n bietjie katassa jou moeilikheid gee.
Soms moet jy net vir hom wys wie jy is in die Here. Prentjie verander. Jesus stuur die man terug. Jesus self het gesê, ek het vanmôre aangehaal, Matteus 28:19. Die opdrag was, gaan heen. Kerk van God is nie geroep om die banke warm te sit nie. Hy sê, gaan heen, gaan heen, gaan heen. Die E3 was een van die grootste tools wat ons kerk deur die jare gehad het en het nog steeds relevantie, want daar's 'n evangelisasie vrae, daar's 'n sekere aantal vrae in daai ding, wat 'n ou, dat as jy hom vra, dan maak dit hom kriebel. Ek weet die tye het verander. Die evangelie het nie verander. Jy pas hom net aan, jy doen dit net op die ander manier, maar jy kom by jou siel uit. En ek wil vir u vandag, ken jy Jan de Wet? Hy het al jare terug het hy 'n liedjie gesing wat gesê het, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Here ontmoet? Jy moet siele by die Here uitkry. Elke man, elke disipel, elke kind van die Here, elke een wat deel van die kerk is, moet 'n siel kan wen vir die Here. Paulus sê vir Timoteus, wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit aan getroue manne, wat bekwaam sal wees, om ook ander te leer. Ek het hierdie hele lering, net soos wat hier is, klaar op PDF gesit, gaan hom vir Antoinette stuur, jy kan vir my vra, ek kan van net vra, ek dink sit hom sommer op die gemeentegroep. Laat almal hom kry, want dit is so belangrik, dat ons sal besef, dat kerk is belangrik. Ons is die kerk. Ons het 'n rol om te speel. Iets wat u nooit van my moet verwag nie, is posisie. Ek is een van die mense wat niks hou van posisies nie. Ek het 'n posisie. Dit maak my sommer 'n groot seën. Ek het geen posisie nie. Ek is net 'n diensknegt van God. My paspoort, my ID, sê nie pastoor Gert Petrus Jakobus Skuman nie. Ek is gebore Gert Petrus Jakobus Skuman. Die titel is bloot 'n benaming, wat baie mense gebruik as 'n vorm van respek. Maar die titel maak nie die mens nie. Die titels het nog nooit die kerk gemaak nie. Jesus, die Seun van God, sy eie disipels het nie eens behoorlik geweet wie hy is nie, behalwe deur die Gees kon hulle weet wie hy is. Word nie belangrik nie. Word aktief. Word aktief. Moenie soek vir 'n gestoelte nie. Soek vir 'n siel. Dat die kerk van God kan funksioneer. Hoekom kerk? Sodat ons vriende en familie kan hê. Sodat ons aanbiddingsplek het. En die laaste een dat ons kan disipel en evangeliseer. Dit is maklik om te onthou, net. Nie so moeilik nie. Dis 4, daar's baie meer, maar dis die 4 belangrike punte wat kerk maak. Sondag se samesyn, se lofprysingsaanbidding, dis alles lekker, dis deel van kerk. Dis deel as die familie saam sing. Dis deel as die familie saam die Here prys. En wanneer so 'n klomp mense daarom maar die Here begin prys, dan klink dit daarom maar net lekker. Ek wil u vanaand aanmoedig met hierdie lering. Moenie jou verantwoordelikheid wegskuif nie. Jy's kerk. Wees kerk. Leef kerk. Doen kerk. En as hulle jou vra, wat doen jy nou? Sê jy nee, ek kerk so 'n bietjie. So as jy vra wat beteken dit? Sê jy nee, ek maak vriende, ek bou families, ek kan bid die Here en ek werk vir die Here. So wat doen jy? Jy kerk. Kom ons kerk 'n bietjie. En kom ons begin doen wat die Here van ons wag. Daar's 'n liedjie wat sê graag ken jou. Ons gaan werk vir Jesus. By die skadu's daar, arbeid vir die meester tot hy ons kom maak. Kom ons sing dit. Daar ons ek weet die hele neem seker nie sonder ander kollekte op of iets nie. Nee, ons gaan net lekker saam sing en dan gaan ons afsluit met gebed sommer direk daarna gaan wil sal die leiding van daar. Maar kom ons staan op en ons sing net vir 'n oomblik daai liedjie saam. Hak by die een daar by jou in. Sit jou hand op iemand se skouer en sing vir mekaar lekker saam vandag gesê. Ons gaan werk vir Jesus. Wil die skadu staan. Prys sy die vlekke naam. Amen.